Though we are incomplete, God loves us completely. Though we are imperfect, He loves us perfectly. Though we may feel lost and without compass, God's love encompasses us completely. Misgekyk deur mense, maar raak gesien deur God. Van wie praat ek? Natuurlik Dawid. Baie keer sê ek vir mense dat ons is almal maar syndrome. Jy kry mos die oudste kind syndroom, die middelste kind syndroom, die jongste kind syndroom, die spoiled brat, en so hang ons sulke naamplaatjies en bordjies, labels om mekaar se nekke. Die interessante van God se manier van kyk en doen, is dat hy 'n hele paar plekke in die Bybel die jongste kind gebruik om 'n reuse verskil te maak. Die een van wie die ander dit glad nie verwag het nie. Nou moet ek dit daarom ook vir jou binne 'n nuwe konteks plaas. In die Ou Testament was die oudste seuns die belangrikstes, want die taak het op hulle skouers gelê om die familietradisies en al die ander dinge voort te dra. Nou in ons familie het ons ook 'n jongste gehad, en ons was 3 seuns, en die jongste was 'n dogtertjie gewees. En nou kan jy net dink, man, jy kon nie eers naby haar kom nie, jy kon nie eers vir haar kyk nie, dan was dit reguit mamma toe gewees, en dan moes ons manne maar net bond staan. In dieselfde asem moet ek daarom nou bysê dat ons boetas ook nou meeste van die tyd vir kleinsus onredelik gas gegee het, haar name genoem het, gespot het en gealles het, net omdat sy volgens ons die blou oog baba van die huis was. Dawid was die jongste in Papa Isaai se huis, en van al die broers het hy seer sekerlik die minste van 'n koninklike postuur gehad. Hy het nou net mooi niks gehad wat sy Papa Isaai sou kon laat dink dat hy dalk die koning van Israel sou kon word nie. Hy was 'n klein mannetjie, rooi gebrand deur die son, wat daar eenkant aan die veld alleen sy pa se skape moes oppas. Ons het verlede week vir mekaar gesê, waar lê God op jou prioriteitslys? Maar kom ons draai hom vandag bietjie om. Waar lê ek en jy op God se prioriteitslys? Nou weet jy, ek weet daar is mense wat vandag vir my sal sê, weet jy Charles, ek weet nie eers of God weet van my nie. Tussen al hierdie biljoene mense op aarde, is ek doodseker, hy weet nie eers van my bestaan nie. As gewone mense rondom my nie eers raak sien en belangstel in my nie, hoe sal die God van die heelal vir my raak sien en belangstel in my? Die antwoord op dit wat ons voel, is doodeenvoudig, omdat God anders is, en omdat God doodeenvoudig anders kyk na ons as mense. Samuel is 'n sprekende voorbeeld van hoe ek en jy as mens kyk, en hoe ons dink ander mense na ons kyk. Samuel het vir Saul gekroon. Saul was kop en skouers groter as al die ander Israeliete. Hy het uitgestaan bo hulle almal. En daarom ook het Samuel hierdie verwagting gehad, dat die nuwe koning wat hy moes kom salf, ook een sou wees wat die uiterlike voorkoms van 'n koning het. Maar luister nou net wat sê God vir Samuel. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Maar hy sê toe vir Samuel, dit is God, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. 1 Samuel 16 vers 6 en 7. Dawid was nie eers genooi nie, hy was nog steeds agter die skape in die veld. En toe sê Samuel, maar is dit al jou seuns? En toe besef hulle, maar Dawid is nie daar nie, en hulle het hom laat haal, en toe Dawid inkom, toe sê God vir Samuel, staan op, salf hom, want dit is hy. Maak nie saak wat jy glo nie, maak nie saak wat mense sê nie. God sê, jy is sy hoogste prioriteit, want hy het jou so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het, om jou tot koningskind te maak.
Hulle wag vir jou by die feesmaal